Ek wil graag vanmôre, ek wil vir u nou vanoggend vra, kan ek maar gaan nie bietjie saam met my werk in die woord, is dit reg so? Ek wil nou nie net 10 minute hê vanoggend nie, ek sal ook nou nie 'n ewigheid hou nie, maar ek wil vanmôre iets belangrik doen. Wat ek vanmôre wil doen is vir my een van die belangrikste goed wat jy in jou Christelike lewe kan hoor en kan deel word van. En ek wil vanmôre graag met iets baie belangrik behandel. Nou my notas lyk so. Toe sê Karen en Melissa nou vir my voor die diens, preek jy die rooi of die swart, en toe sê hulle, miskien moet jy die wit preek. Maar ek het regtig 'n woord wat in my hart lewe, en ek glo, dis tyd dat die kerk van Jesus tot volwassenheid kom. Tyd dat die kerk van Jesus tot volwassenheid. Gedog ek gaan meer amens kry, maar dis hoekom, as ons daar kan kom, kan ons die werk klaarmaak. Dan kan Jesus Christus terugkom. Luister, en ek gaan hom weer herhaal later. Creation is not waiting for the manifestation of Christ. Creation is waiting for the manifestation of the sons of God. Dink 'n bietjie daaroor. Creation wag vir die mens, nie vir Christus nie. Ons sê, kom Jesus, kom. Die skepping, alles wag, is op tiptou vir ons. En hoe gouer ons die job kan gedoen kry, en kan besef waarmee ons besig is, hoe gouer kan ons hierdie ding maak werk. Ons het gekyk na 1 Korintiërs 15 vers 45-46 waar Paulus sê die vleeslike is eerste, die natuurlike en dan die geestelike. En dit is so met ons lewens, ek vat net so 'n bietjie saam gou waar ons vandaan kom. Dis so met ons lewens, voordat jy wedergebore word, is die vlees en die siel is in command, en dan kom jy en jy word wedergebore, en nou moet jy hom op sy plek sit. So die eerste is altyd die keuse van die siel. Dit wat eerste is. Ismael was die eerste seun, nie Isak nie. Ismael was die werk van die vlees, die uitkoms van die vlees, die plan wat die vlees maak, die siel maak, né? Dis nou geestelike prentjies wat ons in die laaste paar weke intensief behandel het, wat jy kan na gaan luister as jy dit wil opvang. Matteus 6 vers 33 wat God vir ons bedoel het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. As ons hierdie beginsel kan najaag, kan verstaan, sal ons hele lewe verander. God wil hê ons moet eers sy dinge stel, dan sal hy die res vir ons in plek sit. We were created to serve God, then he will meet our needs. Dis die way wat God dit beplan het. Okay. Nou slide 9 asseblief, Amelia. The order of first things is, you must put a watchman over your soul until he has been dealt with. Then you keep the watchman there to maintain order, so that the soul does not get out of line again. Ons het laasweek gekyk na die 3 watchmen oor ons siele. Kan jy dit onthou? Okay, dankie. Alright. If you do not keep oversight, your soul man will go his way, which is a broad way. However, the way of the Spirit is a narrow way. It takes a lot of wisdom, oversight and dealings with your soul to walk it. Die Here het jou 3 gegee. Een is, hy het ou mense in sy kerk aangestel to watch over your soul. Hy het jou gees gegee wat deur die Heilige Gees werk, en hy het jou die woord gegee. En vanmôre gaan ek intensief kyk na die woord se plek. Okay, I begin to align, ek gaan nou weer daarby kom. Galasiërs 2:20, ego leef nie meer nie, dis die plek waar God ons wil hê. As ons siel, gees en liggaam in orde sit, dan se ego moet sterf, en Christus leef, sou hy lewe deur my, né? En hierdie lewe, slide 12, having vital power in itself, active, blessed, endless in the kingdom, living water, to be fresh, strong, efficient, active, powerful. Dis die lewe wat ons ontvang, wat Christus deur ons wil leef. And exerting the same upon the soul. Dan 'n woorde, as jy hierdie lewe leef, as jy, kan ek nou maar dit in simpel taal stel, as jy werklik tot bekering gekom het,
dan sal jy op 'n plek wees waar hierdie lewe van Christus wat hy deur jou wil leef, ook krag op jou siel uitoefen. Is dit reg so? 'n Kind van God kan nie sy siel kan nie unbridled wees nie. Sy siel kan nie met hom weghardloop nie, sy begeertes, sy denke, al hierdie goed. Die twee gaan net nie saam nie, dan kan jy nie sê, ek is wedergebore nie. Is dit reg so? OK. Nou, as jy die orde, luister gou mooi, as jy die orde van jou lewe reg kry, en jou gees in beheer kry, en sy het vanmôre mooi daarvan gepraat, en Christus leef God se lewe deur jou, sal sy lewe noodwendig krag en druk uitoefen op jou siel. As jy die orde van jou lewe reg kry, nou hoe kry ek die orde van my lewe reg? Nou kom ek vat die gou terug, so 'n paar weke terug, 2 weke, 3 weke terug, het ek vir u 'n gebed gelees. Nou eet nou sommige dink, ag, okay, dis nou maar sommer net so. Nou gaan ons terug na dit toe. Nou wil ek jou weer gaan wys, hoekom was dit belangrik, ek het dit vir jou op die groepie ook gestuur, en ek gaan dit weer hierdie week vir jou stuur, en jy moet dit gereeld in jou lewe, jou lewenspatroon maak. Kom ek lees dit vir u, slide 59. Father, I come before you right now, and I want to thank you in the name of Jesus Christ, that I repent of those selfish, egotistical, arrogant, prideful, boastful, domineering, commanding, and pushing attitudes. Alles wat die siel verteenwoordig, né? You are dealing with my soul. I determined to put off the things of my own lifestyle and to put on the preciousness of Christ even in my soul. I am asking you to forgive me where I have sold out, where I have chosen my own life and lived naturally by my first choice, doing what I wanted to do. I now confess that I am no longer my own. I was bought with a price. I confess Jesus as my Lord. From this time on, I renounce the tree of knowledge of good and evil. I am a partaker of the tree of life. Jesus, you are life unto me. Your word is spirit and life. It is the final authority over me. I go to it. I confide in it. I believe it. I accept it. I walk in it. I obey it. Your word is final authority in my life. I will do what you say to do. Go where you tell me to go, because I am bought with a price. I really am not my own. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not sugai, die siel, né? Ego, sy naam in die Grieks. But Christ in me, the life of the Spirit. I will be led by your Spirit, controlled by your Spirit, possessed by the Spirit of God. Spirit, soul, and body, from this time on, I begin to align myself by the order of first things. This apostolic order. Die orde wat God vir jou in jou lewe bedoel het, gees, siel en liggaam. I follow and pursue hard after the apostolic order of my life. My spirit has the preeminence, my soul is subservient, and my body is just a carrier of the things of God. In Jesus' name, amen. As jy op daai punt kan kom en jy kan besef dat dit is nodig, want luister, Johannes sê, hy sê, mag julle gees, siel en liggaam bewaar word by die wederkoms. God is out to save your spirit, soul and body. Hallo, body sal gesave word die dag as Jesus kom en ons verander word en ons kry 'n verheerlikte liggaam, né? Want hier vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. So, dis vir die toekoms. Ons body, die finale verandering en redding vir ons body is vir die toekoms. Die redding van ons, die wedergeboorte is vir ons gees, né? Dis 'n onmiddellike iets wat gebeur as jy waarlik na Jesus Christus toe kom. Die alles tussenin dit is die redding van die siel. Die redding van die siel. OK. So dis daai gebed, moet dit nie minag nie. Vat dit weer, maak dit ernstig, kom op 'n plek wat jy sê, Here, ek wil nou die lewe in die gees lewe. Ek wil die lewe in die gees lewe. Ek wil nie meer hê my siel moet in beheer wees nie. Ek wil lewe soos God my, want luister mooi, ek gaan myself nou gou vooruithardloop. Die rede hoekom ek so pynlis oor hierdie goed, is dat ons moet kom by die Engels sê dit mooi, conformity to the image of the Son of God. OK? My en jou lewens
verhaal is geskryf in Genesis 1 vers 26 tot 28. Reeds daar is my en jou lewensverhaal op skrif gesit. En hy word verduidelik in Romeine 8 vers 29. So ek en jy het geen ander opsie nie. Hoor jy wat ek sê? Maak nie saak wat doen Trump en Putin en put out en put it wherever nie. My en jou lewensverhaal is conformity to the image of the Son of God. Dis waarvoor ek hier gesit is, en solank ek nie daarby uitkom nie, mis ek alles waarvoor ek beplan is. OK, so, het gaan nog interessant raak. Waar was ons nou? Toe het ons bietjie gepraat oor merismos. Merismos, Hebreërs 4 vers 12, slide 14, want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard. Hierdie is ons teksvers vir vanoggend. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord van God is lewend en kragtig en dring deur, skerp swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees. Nou ons het vanuit die ervaring van Abraham, en ek het nou nie weer tyd om deur al daai goed elke keer te gaan nie, maar die Here sê vir Abraham, sit dele van die diere op die altaar, en toe Abraham kyk, toe kom die rokende fakkel en die brandende vuuroond, en hy beweeg tussen daai dele deur, wat Christus was, né? 'n vooruitskouing, 'n Ou Testamentiese verskynsel van Christus. En Abraham sien Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God, wat Christus is lewend en kragtig, en dring deur tot die skeiding van siel en gees. En onmiddellik kom daar voëls, roofvoëls, en hulle wil hierdie hele party van Abraham omkrap, en nou luister nou mooi, Abraham se hele storie, Genesis 15, Abraham se hele storie het gegaan oor sy erfenis. Here, wie gaan van my erf? Ek het nie 'n seun nie. Hoekom? En die Here sê vir jou, kom ek gee jou 'n teken, ek gee jou die verbond. En die Here doen dit. En vir ons vandag, ek en jy moet 'n geestelike erfenis in besit neem. Maar jy kan hom nie in besit neem as jy nie gees, siel en liggaam voorberei word nie. Hoor jy wat ek sê? As jou gees en jou siel nie van mekaar geskei word, en jy hierdie goed in God se orde kry, en so leef nie, sal jy nooit jou erfenis, nou ek gaan nou vir jou wys, wat is die erfenis, gaan jy nooit jou erfenis in besit neem nie. So baie ouens leef op aarde, en aan die dag as die testamentmaker sterf, ek plaat nou sommer van die fisiese, dan lees die prokureur die testament, dan hoor hy, haai, maar ek het niks geërf nie. En wat sal die prokureur vir hom sê? Jy was nie in verhouding met die testamentmaker nie. Maybe. OK, so dis die belangrike, dit gaan oor die erf hier. So daar kom roofvoëls, en Abraham moet hulle verjaag. Of hy jaag hulle weg. So wanneer die roofvoëls kom, luister mooi my broeder en suster, ek wil hê jy moet die prentjie verstaan. Abraham is hier besig met sy erfenis. En nou kom die roofvoëls, en hulle probeer hierdie ding bederf. Ek en jy is besig om te kyk na hoe kan ons geestelike erfenis in besit neem. Dit wat God vir ons het, om gees, siel en liggaam bewaar te word. Nou, ek gaan myself nou weer vooruitloop, ek gaan nou daarby kom. My en jou geestelike erfenis is die redding van ons siel. OK, so, hoe gaan ek dit in besit neem? En weer eens, die ding wat jou moeilikheid gaan gee, is jou siel. En die voëls, die roofvoëls gaan kom. Wat is die roofvoëls? Dis goed soos, luister mooi, goed soos vrees, bekommernis, die werke van die vlees, die sielsgoed, gaan lees dit in Galasiërs 5, vers 21 dink ek, net voor die vrug van die gees, dan praat hy daaroor.
gaan lees daai goed. Dit is die tipe goed, as jy nie met daai goed klaar speel nie, as jy hulle nie handle nie, as jy hulle nie weggejaag kry nie, gaan jy nooit ten volle hê wat God vir jou het nie. Hoekom sê ek dit? Want daar is so baie kinders van die Here, hulle lewe is ingeneem deur vrees, deur worries. Hulle lê nagtelang wakker, hoe gaan ek dit maak? Wat ook al. Die Here sê, as jy my eerste stel, sal ek vir jou sorg. Maar dan kom die roofvoëls, en in steede laat ons hulle wegjaag, dan huisves ons hulle. Hallo, dan bedink ons daai goed. Ek gaan nou kom by Jakobus. Jakobus sê, a double-minded man must not think that he will receive anything from the Lord. A double-minded man, as jy die een dag sê, ja Here, U is my bron, U gaf my sorg, en môre oormôre kom die roofvoël, en jy maak vir hom die hokkie oop, en hy kom in, en hy vernietig alles wat God vir jou gegee het. Dis wat met die gelykenis van die saaier gebeur het. Kyk, as jy die voëls wegjaag, kan die woord voortgaan om die stukke wat deur die swaard van die Here verdeel word, teenoor mekaar op die altaar van jou lewe te lê. Wanneer jy voordat jy wedergebore is jou gees en siel dimensie, jou gees is eintlik dood, hulle is saam, hulle doen hulle ding, jou liggaam go with it, waar dit happy is, en die enigste korreksie, luister, voor wedergeboorte, die enigste vorm van korreksie wat beskikbaar was, in my en jou lewe was nie deur ons gees nie, ons gees was dood, maar deur die opvoeding van die siel. Okay? En dit is etiese en morele beginsels. Ons ma en pa het ons mooi geleer om goeie landsburgers te wees en niemand skade aan te doen nie. En al hierdie tipe goed en jou belasting te betaal en jou TV license te betaal, ek bedoel, en sulke tipe goed. Ons is die waardes en die etiese waardes en morele beginsels, dis die vorm van korreksie wat daar was. En jy kon kerk toe gegaan het of jou ouers kon jou geleer het om 'n goeie mens te wees. Maar dit maak nie saak hoe moreel of eties goed jy is nie, ons moet wedergebore word. Halleluja. En die oomblik wat jy wedergebore word, luister, hier's die kruks. Die oomblik wat jy wedergebore word, is jy 'n huis wat teen homself verdeeld is. Hoor jy wat ek sê? Jy het nou werkinge van beide siel en gees binne in jou, as jy wedergebore is. 'n Stryd is aan die gang om te kyk wie gaan wen. Die soul man, die siel, het 'n selfsugtige lewenswyse en ingesteldheid. Hy wil nie noodwendig sondig nie, maar hy soek net sy eie way en sy eie lewe. Hy is selfsugtig. Hy soek ook nie noodwendig boosheid nie, maar albei kom van dieselfde boom en albei bring die dood voort. Wat het Jesus gesê? Luister mooi. Wat het Jesus gesê? 'n Huis wat teen homself verdeeld is, gaan wat? Hy gaan nie staan nie. Daarom moet jy die sielsarea betree en hom op sy plek stel en in die gees begin lewe. Wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees. Hulle wat deur die gees gelei word, is die volwasse seuns van God. Al hierdie skrifte pop op as jy hierdie goed behandel. So Jesus sê, luister Pel, as jou lewe in hierdie toestand is en jy neem nie die gesag en sit die goed reg nie, dan gaan jou huis nie kan bly staan nie. Okay, ek wil gou vir jou aanhaling lees uit hierdie persoon wat hierdie boek geskryf het oor merismos. We have found that our souls are the seat or the source. Ek is nou by 15 hoor. Alles voel dit of ek by 85 moet wees. Our souls are the seat or the source of most of the problems we have. Kyk hierso. In conforming to the image of Jesus. Dis ons hoofsaak, conforming to the image of Jesus. Nou sê hy, we have found that our souls are the seat or the source of most of the problems we have.
in conforming to the image of Jesus. We need to know ourselves, and that means submitting to the two-edged sword's division of us into separate parts. Jy moet weet wat is siel, jy moet weet wat is gees. En luister mooi waarheen ek gaan, dis net die woord van die Here wat dit kan doen. Gee my 'n beter amen op daai. Dis net die woord van die Here. Die siel moet gered word. Ek dink dis ook op die slide. En die siel word anders gered as die gees. Die woord red in Grieks, luister mooi, is die Griekse woord sozo. Sozo. En dit beteken to be made whole or complete. To be made whole or complete. Dit word vertaal met woorde soos healing, deliverance, wholeness ensovoort. Hierdie is 'n allesomvattende woord. Redding vir die gees kom dadelik, vir die siel kom dit progressief of deur proses. En redding vir die liggaam het ons gesê is vir die toekoms. 1 Tessalonisense 5. Mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. The God of peace sanctify you wholly. Daar's holy, spirit, soul and body. Dis wat hy wil doen. I pray your whole spirit and soul and body be preserved unto the coming of our Lord Jesus Christ. Paul was talking here about holy, complete in totality. God wants to do a total work of sanctifying you. Maar kyk nou hierso, the word sanctify, wat heiligmaking, om jou te red. This to sanctify means to separate, to set apart or set aside. God wants to bring separation. Jesus is the word and he separates. Die woord van God bring skeiding tussen siel en gees. Ek het eendag lank terug, toe ek gepreek oor die beginsel van skeiding. Mense het die idee dat skeiding is heeltemal nie van God af nie. En ek bedoel nou nie egskeiding nie. Ek bedoel enige vorm van skeiding. Sê mense, dit kan nie van God af wees nie. Weet jy wat? Eendag het hulle Saul gejaag. Het Saul vir Dawid gejaag. En ewe skielik, hy sou Dawid daai dag vang. Ewe skielik kom haar boodskappers en sê, Saul, jy moet teruggaan. Die vyand het van daai kant af ingeval. En dan sê die Bybel, het luister mooi, hy sê, dit het gebeur op die berge van skeiding. Op die berge van skeiding. Jesus sê, as ek kom, in 'n huis inkom, dan bring ek nie vrede nie, ek bring die swaard. Hoe lyk jy daai vir die evangelie? Want as dit gaan oor keuses rondom hom, dan word mense baie keer geskei van mekaar. Is dit so? Miskien het jy ervaring in die eie lewe. Ek lees gister Psalm 1, hy sê, welgeluksalig is die man, tralala, al hierdie goed. Hy sê, wat nie sit in die kring van die spotters, nie staan in die raad van die goddelose, nie wandel op die weg. Met ander woorde, ouens, jy kan nie met daai groep, in daai groep wees en nog steeds sê, jy die woord lief en jy oordink sy wet dag en nag nie. Jy kan nie, dis twee verskillende groepe. Hy sê duidelik, hy sê, maar so is die goddelose nie. So is die goddelose nie. So Jesus Christus, wanneer die woord kom, dan bring hy skeiding. En ek nou nie bedoel, jy moet die skeiding bring nie. Die woord van God bring skeiding. Maar luister vanmôre mooi, die punt wat ek wil maak is, wanneer God se woord kom, wil hy skeiding bring tussen siel en gees, dat ek en jy die verskil kan ken en ons lewe in orde kan bring. Dat ons in oorwinning kan lewe en ons erfenis kan in besit neem. Hy praat van preserved, né? To be preserved holy. Preserved. Nou jy kan nou vrugte inlê, maar voor jy hulle kan inlê, moet jy hulle was, né? To thoroughly cleanse them in water from any impurities. That is exactly what God wants to do with your soul. Dis wat God met ons siele wil doen. Die woord is die water wat ons bereinig. Efesiërs 5:26. Gee hom gou daar vir ons. That he might sanctify and cleanse it. Hy praat van die gemeente, né? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. By the word. Dis wat hy met ons siele wil doen in 'n gemeente.
Kyk gou hierdie stelling. Sê gou vir die ou langs jou, hierdie stelling is baie belangrik. OK, hier kom hy. Kom ons lees hom saam. 1, 2, 3. There will be no preserving until the soul has been dealt with by the water. There will be no preserving until the soul has been dealt with by the water. Nou goed, dit was nou so vinnig die inleiding van waarheen ek gaan. So nou moet jy reg kry, is jy nou rustig? Is jy nou reg vir die woord? OK, doen nou wat jy moet doen, sodat jy my jou beste aandag kan gee. Is dit jou blaas, gaan wys hom wie's baas. Is dit jou tande, bring nog 'n offerande. What am I saying? OK. Alright, ek wil nou graag inklim in die ingeplante woord. Ingeplante woord, ek wil so 'n paar minute daarby vat. 1 Petrus 1 sê, of wie kan my sê wat sê 1 Petrus 1? 1 Petrus 1 maak onder andere 'n stelling, net 'n sin, wat 'n fenominale openbaring is. Fenominale openbaring as jy wil weet waarheen jy op pad is. 1 Petrus 1. OK. Ouens, ons moet leer om ons swaar te hanteer, is dit reg? Nee, kyk vir my. Ons moet leer om ons swaar te hanteer. Is dit reg? Ons is woordarm. Kinders van die Here oor die algemeen. Ek luister nou dat ek het dit so gelike toe Sean sê, die eerste ding vir die goed wat hy nou oor praat en so aan. Die eerste ding is jy moet 'n onblusbare liefde vir die woord van die Here. Number one. Jy kan nie dit mis nie. Ons moet leer om ons swaar te hanteer. 1 Petrus 1 sê dit, luister gou. So onder andere in 'n sinnetjie dan sê hy, en sodat ons die einddoel van ons geloof, die saligheid van ons siele kan verkry. Ek weet nie wat 'n vers dit is nie. Vers 11 of daar iewers. Skus? 9. Sodat ons die einddoel van ons geloof, die saligheid van ons siele. Wat is die einddoel, die rede, wat wil ek nou amper sê, die doel van hoekom jy Jesus Christus volg? Die saligheid van jou siel, die redding van die siel. As ons nie die redding van die siel praat en doen en navolg nie, ouens, dan mis ons alles. Dis so goed jy wil Mosselbaai toe gaan en ek sê vir jou die pad loop daai kant toe. Jy's op 'n heel ander pad, jy gaan nooit daarby uitkom nie. So die kerk vandag is besig met baie dinge. Ons is in die entertainment business, ons is in die marketing business, ons is in die financial business. Dit lyk meer na 'n besigheid baie keer as na 'n kerk. Ons is in al hierdie goed, maar ons kyk nie na die siel van die mens nie. Want dit is wat jou gaan red. Hallo, die woord van die Here is al wat jou siel gaan red. En vandag preek ons om die mense te please en om ouens gelukkig te hou en goed. Dis die redding van die siel. Nou goed, punt 3, sit vir my punt 3 daarop. Daar het julle hom, sien julle hom? Jakobus 1 vers 21. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Receive with meekness the engrafted word, sê die Engels, wat in staat is om julle siele te red. Ek wil vir julle nog 'n notaatjie lees. We are talking about the whole soul. Mind, will and emotions being sanctified and preserved. En ek wil vanmôre graag saam met u kyk hoe gebeur dit? Wat moet gebeur? It is not just the word but the engrafted word. Sê gou engrafted. That has the power to save your soul. Owning a Bible and reading it now and then will not save your soul. Kan ek 'n amen kry op daai een?
Jy weet, ouens, dis vir my altyd interessant om te sien hoe gaan ouens met die woord om. En baie ouens glo meer in hulle dagstukkie as in dat die son môre gaan opkom. Nou daar's niks fout met jou dagstukkie nie. Maar benewens jou dagstukkie, maak seker jy kom by die redding van die siel uit. Hoor julle wat ek wil sê? Daar's meer as net wat ouens vir jou voorskryf wat nice klink en so. En dis goed dat jy die dagstukkie doen whatever laat jy net jou mind op dit gefestig kry. Maar jy moet ook die woord van God gebruik vir die redding van die siel. Daar's meer aan die woord van die Here as net vinnige gedagte om jou dag te rig. En daar's niks meer fout nie, sê ek. Maar kom net by styks uit. Kom net by styks uit. The engrafted word has the power to save the soul. The engrafted word, nie die woord nie. Nie die woord nie. Hoor julle wat ek sê? The engrafted word kan jou siel red. Engrafted word, ingeplante woord. Nou, die woord ingeplant, is die Griekse woord emphutos. Slide 27, emphutos. En dis die openbaring, dis die sleutel vir die redding van die siel, hierdie woord. Die woord moet in jou siel ingeplant. Die Engels het 'n mooi woord, embedded. Ken julle daai woord, né? Embedded. Die woord van die Here moet in jou siel ingeplant word. Ingeplant word. Sê vir die ou langs jou, dis baie belangrik. Nou, hierdie Griekse woord emphutos is afgelei vanaf twee woorde wat beteken, die eerste woord is en. Hy word nou M omdat daar nog woorde letters by is. En, die Griekse woord en beteken in. Maar met die spesiale betekenis a fixed position. Nou, dit beteken a fixed position. A fixed position en dan fuo. Fuo wat beteken to puff or to blow up. Jy kan dit hoor. En dan die ander betekenis, luister hierso, is to germinate or to grow. To germinate or to grow. Baie belangrik. Nou kom ons gee volgende slide. Met ander woorde, die betekenis van ingeplante woord is to germinate, ontkiem, of to grow in of from a fixed position. Ingeplante woord beteken, die woord ontkiem, bring Christus na vore, grow in my vanuit 'n position waar ek hom gefiks het. Gefiks het, nie net elke Sondag 'n preek hoor nie, of miskien nog meer in die week nie, vanuit 'n posisie waar ek die woord van die Here vasplant. Die ingeplante woord, dis die betekenis van die Grieks, to grow from a fixed position. Kom ons kyk gou op Psalm 92. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van ons God. Kyk, sien hoe kom Psalm 23 sê Dawid, ek sal wandel in die huis van die Here. Aha, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. O, God. Okay. Om te verkondig dat die Here reg is, my rots en in hom is geen onreg nie. Geplant in die huis van die Here. Jy moet, luister mooi, jy moet die woord van die Here in 'n fixed position in jou lewe sit. Jy kan nie met die woord van die Here omgaan soos jy met jou ouma se antie se hond wat in klawer bly omgaan nie. Jy sien hom miskien op 'n vakansie 1 of 2 keer as hy jou deur die gesig kom lek. Julle hoor wat ek wil sê. Jy kan nie so met die woord van die Here omgaan nie. Jy moet hom in 'n fixed position in jou hart sit. Dis die hele storie van die saaier. Onthou jy hy sê die wat vrug gedra het die woord in 'n edele hart gebere. Kan julle dit onthou Lukas 8? En baie mense wat versuim om dit te doen,
bly 'n tydjie by die Here. Onthou julle ons het in die begin van die jaar gepraat van net vir 'n tyd. Net vir 'n tyd. Dis een van die afdelings van die saaier waar Jesus sê hulle is net vir 'n tyd. Baie ouens sê die Here Jesus aangeneem en dalk met groot opgewondenheid, maar nie die woord in 'n fixed position gesit nie en dit vat nie baie lank nie, dan sal hulle gone. Hallo. En vandag sit daar honderde duisende teruggevallenes. Hoekom? As hulle 'n verhouding met die woord gehad het, kon hulle lewens anders gewees het. As hulle 'n verhouding met die ingeplante woord, as hulle die woord ingeplant het. Markus 4. En hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi en hy gaan slaap en staan op dag en nag en die saad spruit uit en word groot. Hoe weet hy self nie? Want van self, kyk hier, bring die aarde vrug voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrugte toelaat, steek hy dadelik aan omdat die oes daar is. Nou, luister gou hier. The word of God is to continue growing from a blade to an ear to a full corn. Sê vir die ou langs jou, hierdie is belangrik. It will not grow up in you, however, unless you have planted it in a fixed position. Ag, wil iemand net halleluja skree nie? Wow, as you plant the word, embed it into your soul in a fixed position. The word will save your soul depending on how much of the word you will receive. Dis waarom die voëls dadelik kom en jy hulle moet wegjaag. Jy sien? Die woorde met sagmoedigheid with meekness gee ons die gesindheid waarmee ons onsself moet oplyn en waarmee ons dit moet inplant. You must approach the word of God in submission to it. Usually the soul man rejects it in anger, hostility, pride and arrogance and retains its own positions, ego, né? What you must learn to do is get your spirit man over your soul man. Wat ek vir u met daai gebed gelees het. When the word of God comes forth, correct your soul attitude and receive the word with meekness. Dis hoekom die woord van God gewoonlik confrontational is. Want dit wil my was, dit wil my siel was. Dit wil die goed verwyder wat nie daar hoort nie en siel wil nie dit hê nie. Hy wil sy eie lewe hê. Hebreërs 10. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe en as hy hom onttrek het my siel geen welbehae in hom. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Die engel sê, but we are of them that believe to the saving of the soul. We believe to the saving of the soul. Gou vir hierdie lees. Hier kom 'n paar goed notas wat ek vir julle lees wat verskriklik belangrik is. That is where a lot of people have gotten into trouble. They did not really believe in the word. Jy moet glo dat dit wat ek vanoggend wat van hierdie kans af uitgaan die woord van God is. So when they tried to believe for it to work, it didn't. The engrafted, implanted word was not in them. En dan maak ons hierdie verskriklike geloofsuitsprake en niks gebeur nie. Hallo? Ja, my broeder en suster, luister maar na Christene. Hulle is geleer jy moet geloof hê. Nou praat hulle in geloof en dit is verkeerd om ongeloof te praat en hulle maak hierdie uitsprake en dit werk nie. Dit werk nie. En dan môre oormôre sit hulle mismoedig by die huis. Wat is die probleem? Die woord is nie ingeplant nie. Halleluja man, halleluja. Remember, sê vir die ou langs jou belangrik. Remember that the word of God is the only thing that will separate the spirit and the soul. The only thing, the engrafted word is also the only thing that will save the soul.
Only thing. You must take the word of God and embed it into your thoughts. As you allow it to remain fixed there, it will bring salvation to your soul. Okay, ons gaan nou daarna kyk. Ek wil net teruggaan na dit toe. And embed it into your thoughts. Kolossense 3 vers 2 sê die volgende, ek het dit nie op die preek nie. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe, met ander woorde, ego is dood en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So ek kan nie meer, die siel kan nie meer toegelaat word, die mind om te dink wat hy wil nie. As you allow it to remain fixed there in your thoughts, it will bring salvation. Gou weer vir my daai slide asseblief 44 asseblief familie. As you allow it to remain fixed there, it will bring salvation to your soul. Onthou julle, daar was 'n skrif wat ek so tyd terug met julle behandel het. Wat sê deur julle moet julle julle lewe in besit neem. Wie kan dit onthou? Deur julle volharding. Volharding. Die Engels sê, by your patient endurance, gain your souls, of win your souls, possess your souls. By your patient endurance. Okay, volgende een, slide 45. You cannot, sorry, daai vers wat is, by the way, Lukas 21 vers 19, as jy hom wil neerskryf. Lukas 21 vers 19. Okay, slide 45. You cannot save yourself. Sê gou amen. People too often try to change themselves when they see something they don't like. But they cannot do that. Luister mooi. Sê vir die ou belangrik. Hoe voel daai ou langs jou al, Petro? We are not talking about psychology or psychiatry, or turning introspective and trying to change through willpower. Asseblief, my broeder en suster, dit is nie van God nie. Ons is nie besig, luister, die woord van die Here is nie besig met sielkunde nie. Die woord van God, die ingeplante woord, die woord kan skeiding bring tussen siel en gees, en die ingeplante woord kan jou siel red. Ons is nie in 'n do good change yourself klub nie. Ons is besig met die hamer wat die rots kan vermorsel. Dis waarmee ons te doen het. Die probleem is net, hy's baie keer nie in ons nie. Hy's op die papiere van 'n boek, op die bladsye van 'n boek, maar daar waar hy hoort, is hy laaste. Want ons lewens is gevul met baie ander goed wat vir ons belangriker is. Change can only be done by the word of God. The word deals with my soul and saves me. Okay, nou kom ek by daai kwaai rooi gedeelte. Ek moet nou mooi tussen al die treinspore hierso kies. Nou, ek wil die vraag vra. Wat is die redding van die siel? Jy weet, ou kan baie oor die goed praat, maar as jy dit nie definieer nie, dan weet mense nie, jy weet, wat moet ek doen? Wat is die redding van die siel? Ek het vir u my eie uitleg daarvan geskryf, wat ek dink dit is. En hoe ek dit in die woord sien. En ek sê weer, ek sal hierdie goed vir u stuur, en asseblief bestudeer dit. Wat is die redding van die siel? Vir my nou, dit is die verandering. Romeine 12 vers 2 sê,
word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die nuwe vertaling sê, laat God julle denke vernuwe. Onthou julle, ons het nou van thoughts gepraat. Laat God julle denke vernuwe. Nou goed, wat is die redding van die siel? Dit is die verandering en vernuwing van my denke deur die woord wat ek gedurig daarin plant. Deur die woord wat ek gedurig ek sê nou daar, wat is slide ons daar, Amelia? 47. Nee. Okay, daar's 'n bietjie, ek weet nie, daar's 'n bietjie iets fout, maar kyk maar gou daar. Ek dink alles wat ek wil sê is daar. Daar's net ietsie daar tussenin. Wat is die redding van die siel? Dit is die verandering en vernuwing van my denke deur die woord wat ek gedurig daarin plant. Hoe plant ek dit in? Deur dit dag en nag te oordink. Dag en nag te oordink. Wat is die woord? Onthou jy Hebreërs 4 vers 12, the word that God speaks. Onthou jy, ons het 'n paar maande gepraat oor proceeding word. Kan jy onthou? Nou kom al daai goed terug. Dit het nou 'n strekking hierop. Dis die vernuwing en verandering van my denke deur die woord wat ek gedurig daarin plant, deur dit dag en nag te oordink. Okay? Sodat, sê gou sodat my optrede, my way of living, my manier van doen. Ek sien Kobus hamer nou die versies, of hy baie versies op die oomblik van jou weg, jou wandel. En so, en ek weet nie of julle dit opgelet het nie, die versies wat hy in die oggend op die groep sit. Sodat my optrede later verander en ek die goeie werke doen waartoe ek geskape is en ek sodoende gebring word tot by volwasse seunskap, ek gaan myself nou verduidelik, en die gelykvormigheid aan die beeld van die seun van God waartoe ek verordeneer is volgens Genesis 1 en Romeine 8. Ek gaan dit gou vinnig vir julle lees en weer. Redding van die siel vir my is die verandering en die vernuwing van my denke deur die woord wat ek daar inplant, omdat ek dit mediteer. So plant ek hom in. Ek mediteer op die woord, ek plant die woord in en nie te lank daarna nie. Soos ek hierdie goed inplant en dit word dit waaraan ek die hele tyd dink. Ewe skielik tas dit my optrede aan. Ek kan nie meer anders doen nie, want ek is geprogram. Hallo. Ek begin doen, luister, Jesus sê, groter werke sal julle doen. Hoekom? Wanneer daar 'n klomp van my op die aarde is, dan sal julle baie meer doen as wat ek as een mens kon doen. Sons of God. As julle sal baie groter werke as ek doen, maar dan moet julle soos ek wees in elke plek. 1 Johannes 5 vers 17 sê, soos hy is, so is ons in hierdie wêreld. Halleluja! Dis waarheen ons op pad is. Imagine almal wat sê hulle ken die Here, kan môre kom tot by die volle grootte van 'n volwasse man soos Christus. Ons sal hierdie aarde roer, my maat. Ons sal hom in 1 sekond tot stilstand bring. As Trump om hierdie kant toe draai, dan draai ons om daai kant toe. Just a thought. Ja. En dit was die plan. God het dit vir my en jou moontlik gemaak om te kom tot by die volle grootte en om sy volwasse seuns te wees. En hy sê, creation sal wag vir julle. Creation is not waiting for Christ. It's waiting for the sons of God to become like Christ. Dis die verandering en vernuwing van my denke deur die woord wat ek gedurig daarin plant, deur dit nag en dag oordink. Gaan lees Psalm 1.
dag en nag oor dink, sodat my optrede, wat sê die Bybel, as a man thinketh in his heart, so easy. Jy doen soos wat jy glo. Is dit reg? Ja, dis die waarheid. Jy doen soos wat jy glo. Later verander, my optrede verander, ek doen die goeie werke, Efesiërs 2:10, ek is geskape tot goeie werke. En sodoende word ek gebring tot my volwasse seunskap en die gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God, waartoe ek verordeneer is. Kom ons kyk gou na Genesis 1, as jy hom daar vir ons kan vat sy toe asseblief, hy's nie op die bord nie. Genesis 1 vers 26. En God het gesê, wie het gesê? As God gesê het, behoort dit so te wees. Serieus? OK. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Kyk hierso, die heel eerste eienskap. En laat hulle heers oor die natuur. We are not ruling creation. Creation is waiting for us. En God het die mens geskape, vers 27, na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. So, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, en hulle sal ons verteenwoordig, en soos ons heers, as in heaven, so sal hulle heers. So sal hulle heers. Toe het ons dit verloor. Nou is ons terug met die paadjie terug na die volle grootte van Christus om weer daar te kom. En wat is die obstakel nou? Die obstakel nou is ons moet die siel en die denke verander kry om so te dink. Hallo, dis hoekom die redding van die siel so noodsaaklik is. So die kom tot by sy volheid en sy beeld, Efesiërs 4, né? Is deel van die proses en die uitkoms van die redding van die siel. Die redding van die siel gaan ons bring by hierdie plek waarvoor ons bestem is. Dit spel verandering. Jesus sê, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nie die koninkryk ingaan of wat ook al. Dit behels verandering. My broeder en suster, ons denke moet vernuwe word. Ons dink soos die wêreld, ons dink soos losers, ons dink soos wie ook al. Maar die ingeplante woord kan red. Die ingeplante woord kan jou gedagtes vernuwe totdat jou optrede verander. Die ingeplante woord kan ons maak soos wat hy is. Want soos hy is, so is ons, of so behoort ons te wees in hierdie wêreld. Dis die woord, die engrafted word wat in my ingeplant word, wat my kan maak soos Christus. Daarom moet ek kom tot by die redding van die siel. Daarom is God so ernstig as hy sê, julle moet gees, siel en liggaam wil ek julle bewaar tot by die dag van Jesus Christus se wederkoms. Efesiërs 2 vers 10, for we are his workmanship, slide 50. We are his workmanship, sê gou workmanship. Created in Christ Jesus unto good works. Weet jy waarvan praat dit vir my? Nommer 1 praat dit vir my van ek is die trots van sy werk. Is ek en jy dan nie die kroon van sy skepping nie? Sy werk. Andersins sê dit vir my, ek is sy werksprojek. Hy's nog nie met my klaar nie. I am his workmanship. Sy aandag is op my, halleluja. Jy onthou die skrif wat François laas Sondag gelees het, van hoe hy delight oor ons.
God delight oor ons as ons besig is met hierdie proses. Ons het nou gelees Hebreërs waar die Hebreërs skrywer sê, 'n ou wat uitbuil, my siel het nie behaan hom nie. Once God works it in, luister mooi, Filippense 2:13, net voor dit, en dit het Amelia ook gelees, slide 51, for it is God which worketh of who works in you, both to will and to do of his good pleasure. Kyk nou hoe werk die workmanship. Kyk nou hoe werk die woord, hoe loop hierdie proses van redding van die siel. For it is God who works in you, both to will and to do of his good pleasure. Ek wil gou vir julle hierdie nota lees, wat hierdie persoon skryf. Once God works it in, then you need to do what Philippians 2 verse 12 says. Work out your own salvation with fear and trembling. In other words, demonstrate God's inward work by an outward showing forth. Wow, dit moet gebeur. Jy kan nie net sê die Here werk in my, maar jy's 'n 007 vir Christus nie. Daar moet 'n uitwerking kom wat hierdie aarde gaan verander. Jy kan nie uitwerk as dit nie ingewerk word nie deur die woord, as jy hom nie inplant nie, as God nie deur daai woord in jou werk nie. Does God want to work in your soul and save it? Yes. Kyk Filippense 1:6. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will perform it or finish it until the day of Jesus Christ. Hy gaan hierdie werk van hom gaan hy klaarmaak, solank ek sy medewerker bly en ek die woord inplant, gaan hy hierdie werk klaarmaak. Halleluja! He will finish it until the day of Jesus Christ. 3 Johannes 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Hy sê 2 of 3 notas as ek klaar. Problems have stemmed from the fact that people would not leave the word in them long enough to let it save them. The degree to which I am prospering in my soul will be the degree to which I will prosper and be in health. That is why it is necessary to receive the engrafted word, the only thing that will save your soul. We have had a lot of views, opinions, beliefs, ideas that have kept us from prospering and being in health. We must have our souls saved. Let the word do its work. En dan die laaste paragraaf, luister gou hier, sê gou weer. Let me repeat it one more time. Luister die broeder en suster, asseblief luister. Everyone who has been saved in his spirit, wedergebore is, needs to be saved in his soul. Verstaan jy dit? As jy nie dit verstaan nie, as jy dink na wedergeboorte is jy alright, dan moet jy na die woord van God toe gaan, asseblief, want as jy nie hierdie woord glo wat ek vir jou bring vanmôre, dat dit die woord van die Here is, los dit dan, dit is jou keuse, maar asseblief, as jy ernstig is met hierdie goed, gaan terug na die woord toe, en sê, Here, wys my, ek het jou vanmôre paar skrifte gewys, wat hy praat van die redding van die siel. God is ernstig. The salvation of the Spirit was instantaneous, but the work of the engrafted word is progressive. So, kom ons kom terug by my vraag. Wat is die redding van die siel? Jy sien, as ek my denke moet vernuwe word, as ek die woord van God in my plant, die engrafted word plant, deur om te lees, te oordink, te luister, te hoor, al hierdie goed in te neem. As ek met hierdie proses besig is, laterhand, dan word dit al wat ek aan kan dink. Met ander woorde, luister mooi, my eerste gedagte, onthou die eerste dinge, my eerste gedagte is nie meer Ismael nie, dis nou Isak. Verstaan nie wat ek die hele tyd vir u probeer sê?
Dis nie meer die vleeslike nie. Die eerste ding wat nou kom is die geestelike. And like that I start coming to the full measure of Christ. Nou kom ek by, ons is verordeneer om aan sy beeld gelykvormig te word. Ewe skielik is my denke so gevul dat dit God se denke word. Sê Paulus dan in 1 Korintiërs 2 vers 16, we have the mind of Christ. Ewe skielik begin my denke sy denke word. En dan verander dit my lewenswyse en ons begin leef soos Jesaja 2 waar hulle sê, let us go up to the mountain of the Lord, let them teach us their ways. Ewe skielik word ons ways die oplossing vir mense wat nie weet waar hulle groot toon van hulle pinkie afsit nie. Dis hoe hy ons siel wil red. Ouens, dis nie sielkunde wat jou siel gaan red nie, dis die ingeplante woord. Ek het vir jou die beste pil vanmôre, man. Kyk hierso, hier's die beste pil. Sy naam is die gospel. Jy sien, baie keer as ouens kom met 'n nuwe pil en 'n nuwe ding en so, dan sê hulle, ek het 500 kg in 'n week verloor. Wel amper. Dan sê jy, ek soek daai ding. Dan ry jy vanaand en jy gaan soek om môreoggend. Jy gaan soek om, jy trek jou kredietkaart leeg om daai pil te kry. Hallo? Weet jy wat? Ons sê die pil om ons soos hy te maak. Maar die probleem is hierdie pil vat tyd. En hy vat jou effort en hy kos 'n prys. En ons is nie bereid om dit te betaal nie. Ongelukkig. Is baie kinders van die Here nie bereid om dit te betaal nie. Ons het die beste pil op die mark. Hy kan al die roes uit jou kar uithaal in 5 minute. Of whatever jou behoefte is. Ons het die beste pil, maar hy kom nie cheap nie. Hy kom verniet, maar hy kom nie cheap nie. Hoe honger het jy vir dit? Ek sê weer, creation is not waiting for Christ. For the revealing of Christ, it's waiting for the revealing of the sons of God. Sons of God. Christus gaan nie weer kom in die sin van 'n geboorte in Bethlehem nie. As hy kom, dan kom hy terug na sy volwasse seuns toe. Halleluja. Hy gaan weer kom. Hy gaan weer kom, hy gaan kom na hulle wat sê, kom Here Jesus, ons het U lank verwag. Kom Here Jesus, die plek is reggemaak. Die plek is reggemaak om U te kan ontvang. Hy gaan na hulle toe terugkom. Creation is waiting for the sons of God. Ons het vanmôre gesing, where are the sons? Where are the sons? Leef jy nog in jou siel? Leef jy nog in die area van jou siel? Of het jy gekom by 'n plek wat jy gesê het, Here, daar's meer. Daar's meer aan hierdie Christelike lewe. Daar's meer aan hierdie pil. Keuse is joune. Vader, baie dankie vir die woord. Here, ek bid vanmôre dat mense hierdie goed sal gryp asof dit die enigste ding is. Die enigste remedy vir die probleem. Want ons weet die enigste oplossing vir hierdie wêreld is Christus. En U is die woord. En vanmôre sê U vir die kerk, luister, jou oplossing, jou redding lê in die inplanting van my woord. Vader, ek wil vanmôre bid dat die krag van die Heilige Gees hierdie goed in ons binneste sal inskerp. Soos wat die prediker gesê dat hierdie woorde soos spykers sal wees wat diep ingeslaan is. Dat dit vanmôre diep
diep in ons wese ingeslaan word, Here. Dat ons sal kom by 'n plek wat ons sal besef, dis volwasse seuns wat die antwoord gaan bring. Here, dat ons sal besef, ons is op die pad gesit met een stasie voor, een doel, en dis gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God. Maak dit vanmôre 'n honger, 'n noodsaaklikheid in ons lewe, Here. Meer as die kos wat ons eet. Jesus het gesê, my kos is om die wil van my Vader te doen. En om sy werk klaar te maak. Here, dat dit vir ons so sal word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.